Goeiemôre almal. Baie welkom. Here het op my hart gelê om te praat oor pad van saligheid. So ek lees vir ons Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dan ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons as mense, as ons gebore word in sonde gebore. Beteken ons kan niks doen vir die Here nie. Maar hy kom deur sy genade en deur sy offer kom red hy ons. Hoekom is sy offer goed genoeg? Want Hebreërs 9 vers 12 sê, maar hy het met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom om vir ewig verlossing te bring. Die Here Jesus bring vir ons vir ewig verlossing. En dit is waaraan ons kan vashou. So ons was sondig, maar die Here maak 'n plan. Nou hoe kan ek en jy deel van daai plan word? Wel, Johannes 3 vers 3 sê Jesus self, hy sê voorwaar ek sê vir julle, as jy nie weergebore word, jy kan jy die koninkryk van God nie sien nie. So ons moet wedergebore word. Hoe word ons wedergebore? Ons word wedergebore deur die krag van die woord en krag van die Heilige Gees. Soos wat u vanoggend hierdie woord hoor en jy ken nog nie die Here nie. Staan vas op dit wat jy hoor, want Jesus het die offer betaal. Die offer is van so aard dat ons dit vir altyd kan onthou. Nou as ons dit het, dan as ons wedergebore nou is, dan word ons kinders van God. En in Johannes 1 vers 12 sê hy, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So ons weet, as ons aan hom glo, as ons wedergebore is, word ons kinders van God. Eenmaal kind van God, nooit weer daar weg nie. As jy wedergebore is jou saligheid vas, want Christus het gesterf. So as jy eendag voor God staan, gaan jy nie sê, ja maar ek het goeie werke gedoen, of ek het dit of dat. Nee, ek is hier, omdat Jesus Christus my die prys betaal het, en dit was goed genoeg. So, nou, ons gaan aan met ons lewens, en ongelukkig doen ons nog sonde. Ons is nou gered, maar ons lewe nog baie keer, maak ons foute, en ons doen sonde. Nou wat maak ons as ons sonde doen? Wel, Johannes 1 vers 9 sê, ons gaan en ons bely ons sonde, want God is getrou en regverdig, ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dit beteken, ek kan, as ek 'n fout maak, gaan na die Here toe en sê, Here, ek is jammer, ek het hierdie ding gedoen. Party van ons sukkel baie meer met, as ander ouers, daar's dinge waarmee jy sukkel en vashak verlang. Dan is dit, juis op daai oomblik wat jy die volgende skriffies moet onthou. En ek sou aanbeveel as jy kan, om Romeine 8 vers 1 en 2 jou kop uit te gaan leer. Want dit is waaroor dit vir my gaan. En Romeine 8 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Geen veroordeling nie. Al maak ons foute, Jesus Christus se offer was goed genoeg. Sy offer het alle sonde betaal. Vader sien ons nie meer in ons sonde nie, hy sien ons in Christus. So hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet van sonde en dood. Dis die belangrikste ding. Die wet van die Gees van lewe. Die Heilige Gees het in ons gekom woon. Hy het ons kom help. Hy het ons heel gemaak. Hy het ons vergewe in die bloed van Jesus. En dit is vir my awesome om dit te weet. Nou, as ek nou kan onthou dat daar's geen veroordeling nie, dan weet ek is 'n kind van God. En Romeine 8 vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, as julle in die Gees wandel. As die Heilige Gees in jou is, en hy is, as jy wedergebore is, kom woon die Heilige Gees in jou, hy gaan nooit weer weg nie. En hy word jou companion for life. Hy sê hierso, as die Gees van God in jou is, excuse, sal hy nooit weer weggaan nie. Jy is altyd in die Gees. Dan, excuse, as ek dan in die Gees wandel, dan sê Romeine 8 vers 15, want julle het ontvang die Gees, nie 'n gees van slawerny nie. Ons gaan nie weer in slawerny in nie, maar ons ontvang 'n gees van aanneming tot kind van God. Aanneming tot kind van God. So beteken, ek was 'n sondaar, is gered, ek is wedergebore, Die Heilige Gees kom woon in my, maak my nuut. Ek is geen veroordeling nie.
en ek word 'n kind van God. En dan gaan ek aan in vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So nie net is die Gees by ons nie, maar hy getuig, ons is kinders van God. En dit is vir my belangrik om dit te weet. En dit is waar ek wil jy moet vashou, vir die res van jou lewe. Asof dit jou lewe daarvan afhang, want dit hang daarvan af. En dan maak hy klaar en hy sê in vers 17, as ons kinders is, ander kinders van God, is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom wandel. En as ons erfgename is, julle, beteken dit ons erf excuse, die ewige lewe. En ons is vir altyd saam met hom. Amen. 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 Kom ons tyd gou so. Here, baie dankie vir die woord wat ons kon hoor. Ek vra Here dat deur die Gees die woord sal bevestig in elke hart. Dat hulle die woord sal onthou en sal lewe. En ons dankie in die naam van Jesus.